'n veewagter toe God in hom verskyn op die berg Horeb. 'n stem met die brandende doringbos wat nie wou uitbrand, het sy aandag getrek. Toe die Here sien dat hy nader kom, roep hy Moses uit die doringbos. God sê moenie nader kom, trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. Ek sê God, die Here God, God van Abraham, Isak, God van... Hallo my liewe mens, Ben en Francis en jy by die Braambos. Nou gaan jy sê, Ben, maar jy sê dit so baie, van ek moet kies, ek moet 'n besluit neem, ek moet besluit tussen lig en duisternis, ek moet besluit tussen bioscope en drive-in en goed wat verkeerd is en goed wat reg is. Ek en jy moet, as jy waar jy ook al kom, is daar altyd 'n keuse wat jy moet maak. Nou ek is aan my hoor gehad in die weermag, en hy het so grappie vertel. Ek het julle al vertel van hierdie grappie, vir die wat nou al jare na my luister. Hy het gesê, as jy gebore word, is dit een van twee keuses. Dis of 'n dogtertjie of 'n seentjie. As dit 'n dogtertjie is hy okay. As dit 'n seentjie is, het hy twee keuses. Hy moet vinnig begin loop en kruip en as hy stadig loop en kruip, is hy okay, maar as hy vinnig loop en kruip, het hy twee keuses. As hy soet is, gaan dit maklik wees, maar as hy besig is en stout is, het hy twee keuses. En dan gaan hierdie grappie so aan, ek dink hy begin so 7 uur en hier by 7 die oggend en 1900 die aand, dan sê ons, kan ons nie nou maar gaan eet nie, Sammy, hoor, ons daar in die oorlog gewees, in Angola, en dan is die grappie nog nie klaar nie. Want ons altyd twee keuses, 'n keuse van twee, of dit, of dit. Nou ek glo, elke Christen, elke mens in die wêreld, het al die geskrewe woord van 'n lewende God ontmoet. En so sit dat die lig op hom skyn. Elkeen van ons in die wêreld wat nou saam ons by die Braambos is, het al die geskrewe woord van God, die Bybel, gesien, beleef, gelees, gehoor, ingeasem. Ons kry daagliks die geleentheid op sosiale media, begrafnisse, troues, doopdienste, inseëndienste, waar jy genooi word, om te hoor van die keuses wat ek en jy moet maak. Ons hoor daagliks van die stryd wat daar aan is tussen lewe en dood, teen die bose magte in die duisternis en die geestelike magte van God se engele. Ons weet al hierdie goed. Ons kom in situasies waar jy gekonfronteer word. Ek wil hê jy moet vandag 'n keuse uitoefen. Elke dag, hulle sê dat jou oë meet al die afstande. As ek nou hier sit en die kamera is daar so 2,5 meter van my af, en ek wil aan die kamera vat, ek dink ek wil nou aan die kamera vat, dan meet my gedagtes sê, vat aan die kamera. En dan sê my oog,
meet hy die afstand soontoe, dan laat weet hy my hand, jy kan jou hand uitsteek so ver as jy wil, gaan nie bykom nie, jy is te ver. Jy moet opstaan en 2 tree nader loop, en dan het jy 'n kans. Om vorentoe te buig gaan nie help nie. Heel dag en aldag is ek en jy besig om keuses te maak. Ek onthou die dag toe ek teken vir my huis, R70.000, 41 jaar terug, op my seentjie, die dag wat hy gesterf het, daai middag toe kom die agent my sien, toe moes ons teken vir die huis. Benny is 7 uur daai oggend oorlede, 41 jaar terug. Toe ek daai kontrak teken, toe is ek bang vir die groot bedrag geld, wat ek, my en Francis voor vasgeteken het, R70.000, 41 jaar terug. My liewe mens, daar's goed wat jy nie kan vermy nie, al doen jy wat. En dit is keuses. Die vraag is, wat kies ek en jy elke keer? Ek onthou, ek wou baie graag 'n Ford Cortina Big Six gehad het. En ek het gespaar en ek het geloop met my voet en ek wou niks anders hê nie. Ek wou net hierdie blou Big Six met California Max gehad het en ek het so verlang om hierdie kar te hê. En toe ek eendag by Cassius Ford daar in Springs verbyloop, toe staan daar die blou wat ek wou hê. Splinternuut, en ek loop in, daar staan toe 3 langs mekaar, en ek kyk na hierdie kar, en ek wens so hy's myne, en die agent kom na my toe en hy sê, hierdie is die laaste 3, as hulle uitverkoop het, daar staan die nuwe model Cortina, daai boks Cortinas. Ek sê, ek wil nie een hê nie, nooit in my lewe nie, my boetie het toe jare later een gery. Ek sê, ek wil nie, ek wil hierdie een hê. Hy sê, dan moet jy vandag teken. Jene, ek kan onthou, ek teken vir daai kar. Sy paaiement is sy paaiement is R198 'n maand, splinternuut uit die boks uit. En my salaris as ek nie oortyd werk is 210. Kan nie glo jy teken so 'n kontrak. Maar ek teken hom en ek ry daai Ford Cortina. Partykeer het ek nie geld gehad vir petrol nie, maar ek het hom gehad, hy het onder 'n laken gestaan. Ek polish die wiele aan die binnekant. My liewe mens, ons het so week of wat gepraat van die stryd. Vandag kom ons met 'n keuse maak. En baie van ons probeer hierdie keuse uitstel en uitstel en uitstel. En baie van ons neem die verkeerde keuse. En dan moet jy later die keuse reg doen. Luister wat sê 1 Korintiërs 4 vers 20. Want die koninkryk van God bestaan nie in woorde nie, maar in krag. Hoe ek het verstaan. Die woord van God is nie 'n fiksie nie. Is nie 'n roman nie. Dis 'n werklikheid. God is 'n werklikheid. Sy seun Jesus is 'n werklikheid. Hy's gebore uit die maagd Maria, gekruisig, gestorwe, begrawe. Ter helle neergedaal, opgestaan uit die dode, sleutel in die hand van die doderyk, opgevaar van waar hy sal kom om te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees van God. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die saamkomplek van gelowiges. Dis 'n besluit wat jy moet maak vandag. Jy moet of die lig kies of die duisternis. Dis 'n keuse. Daarom sê hy, ek kan glad nie sien sonder hierdie oorliedjie nie, weet jy? God bestaan nie in die woord nie, maar in die krag. Met ander woorde, dis iets wat ek en jy moet fisies doen. Jy moet fisies gaan staan en sê,
ek het twee keuses. Ek is vir God of ek is vir die wêreld. Ek is vir God, dan is ek teen die wêreld, en as ek vir die wêreld is ek teen God. Jy kan nie twee gode dien nie. Jy kan nie God, Jahweh en Mammon dien nie. Jy moet 'n keuse maak, en ek persoonlik en jy wat saam met my by die braambos sit, en elke ou wat na hierdie woord luister, moet besef, dat jy moet 'n keuse maak. Baie mense kies teen God, teen die Bybel, teen die prediking, teen die kerk, die huis van God. Duisende mense kies die wêreld. Dis goed. Dis goed as jy die wêreld wil kies, maar jy kan nie sê jy het nie 'n keuse gehad nie. As jy vandag na hierdie woord luister, wanneer dit ook al waar op jou foon verskyn, WhatsApp, iemand wat dit vir jou aanstuur, op Facebook, op YouTube, waar jy hierdie woord gaan kry, op die TV, hy word op die TV ook uitgesaai, gaan jy moet besef, Lukas 17 vers 33 en 34, elkeen wat probeer om sy lewe te red, luister, sal dit verloor, en elkeen wat dit verloor, sal dit behou. Luister my liewe mens, die keuse vandag om te lewe, om die wenpaal te haal, om die oorwinning te kry, is my en joune alleen. God kan jou nie red, as jy nie gered wil wees nie, want hy kan nie teen sy woord teruggaan nie. Nou weet ek, gaan ouens my weer stuur, maar jy sê God kan alles doen, maar hy het my en jou 'n keuse gegee, maar ons moet die keuse uitvoer. Wat 'n keuse gaan jy uitvoer? Lees wat sê die volgende vers 34. Ek sê vir julle, in daardie nag, as die bassein blaas, sal daar 2 op 1 bed lê. Ek sê dit nou maar hierby, man en vrou. Die een sal aangeneem word, en die ander een sal agterbly, sal verlaat word. My liewe mens, ek en jy moet vandag besef, daar kom 'n dag, en daai dag kan nie oor 'n uur wees nie, kan nie volgende week wees nie, daardie dag is nou, hierdie oomblik, hierdie sekonde op my sekonde, oor 3 sekondes van nou, kan ek hier dood lê, kan jy daar dood lê, hartaanval, almal wag vir die bassein om te blaas en Jesus om op die wolke te kom. As jy nou 'n hartaanval kry, het Jesus klaar vir jou gekom, dan gaan nie 'n tweede kans wees tussen nou en môre nie. As jy nou sterf, kom hy nou vir jou. Die vraag vandag is, wanneer gaan ons, wat sê ons het 'n gesonde verstand, wat sê ons kan redeneer, wat sê ek weet wat is die verskil tussen die waarheid en die leuen, ek kan sien wat is reg en wat is verkeerd, ek kan sien wat is tot my voordeel en wat is tot my nadeel, ek het 'n hoë genoeg IQ om 'n besluit te neem. Wanneer gaan ek en jy kies om God te dien? Ek het al besef, as God dan glad nie bestaan soos baie mense graag wil glo. Maar jy vat die woord van God, die Bybel, en jy sê, maar hierdie is net 'n boek. Hierdie is 'n verskriklike mooie, is Dudley se. Jy vat hierdie mooi woord van God, en jy sê, okay, dis net 'n boek, maar ek gaan leef volgens hierdie beginsels. Gaan jy uitvind jou lewe gaan 1,000,000% beter wees, as jy net doen wat hier staan. En as jy dit doen, sal die Heilige Gees jou oortuig om die regte keuse te maak. Wat kies jy vandag? Kies jy die wêreld? Kies jy 'n sonde? Wat is sonde?
Sonde is die goed wat jou aftrek. Sonde is goed wat verkeerd is. Sonde is goed wat sleg is. Sonde is goed wat jou doodmaak, wat jou familie doodmaak. Sonde is goed wat die duiwel vir jou gee om jou vinnig dood te kry en jou weg van God af te kry. Maar wat is God dan? Galasiërs 5:22. God is dan liefde en blydskap. God is dan om te gee vir mense. God is dan om nie kwaad te word nie. God is dan selfbeheersing. God is dan die vrugte van God se gees. Galasiërs 5:22. Nou kry ek hom nie vinnig genoeg nie, hy's hier op die einde, maar ek kan nie sien, ek het nie my bril op nie. Galasiërs 5:22, die vrug van God se gees, dan kry jy die vrug van God se gees. En as jy die vrug van God se gees het, sal die Heilige Gees jou oortuig om die regte keuse te maak. Jy sal nie meer wil mense doodmaak nie. Jy sal nie meer wil vloek nie. Jy sal nie meer wil dronk word nie. Jy sal nie meer wil buiteegtelike verhoudings of pornografie hê nie. Jy sal nie meer in die wêreld wil lewe nie. Wanneer gaan ek en jy die keuse maak? Wanneer gaan ek en jy die keuse maak om God te kies? Galasiërs 5:22. Liefde en blydskap en vrede en lankmoedigheid, dis daai om nie kwaad te word nie. En vriendelikheid en goedheid en getrouheid en sagmoedigheid en selfbeheersing. Sagmoedigheid is nie 'n sissie nie. Ek het dit ook baie lank aan daai illusie geglo. Ek moenie sag wees nie. I'm a man's man. Wat is 'n man's man? Gaan kyk in Titus 1. Wat is 'n man's man? Nou is Titus weer weg. Hier is Petrus. Nee, als Titus die kant toe. Titus 1 vers 7 sê, jy moet 'n man wees van een vrou. Hy sê jy moet om 'n man's man te wees, my woorde, is om 'n eerbare am te hê, 'n man van een vrou, 'n man van nie roekelose kinders nie, 'n man wat God dien, 'n man wat nie dronk word nie, wat nie lieg nie, wat nie steel nie. Hy is die ouditeur van God se skepping. Titus 1 vers 7. Want 'n opsiener moet 'n rentmeester wees van God, onberispelik, nie eiesinnig nie, nie oplopend nie, geen drinker, geen vegter, geen vuil gewinssoeker nie, maar gasvry, een wat die goeie liefhet, ingetoe, regverdig, heilig, een wat homself beheers. Wat is jy? Wat is ek? My titel tel nie. Jou verwaandheid tel nie. Jou groot mond tel nie. Jou selfverdediging tel nie. Wat is jy? Jy moet vandag kies. Hemel of hel? Lig of duisternis? God of Satan? Keuse is joune. Ek wil net kyk of hier nog 'n versie is wat ek wil lees. Nee, ek het al 2 gelees. My liewe mens, wat gaan jy kies? Hoe lank gaan ek en jy nog wag om te kies? Mense sê, maar ek het jare terug gekies. Ok, wat het jy gekies? Ek het God gekies. Ek het Jesus gekies. Ek het die Heilige Gees gekies. Maar wanneer gaan jy die vrug van die Gees hê? Wanneer gaan jy begin doen wat die woord sê? Wanneer gaan jy ophou om 'n church hopper te wees? Of 'n seat warmer te wees? Jy sit net die sitplek warm. Wanneer gaan jy kies om op te staan en te sê, ek en my huis sal die Here dien? Wanneer gaan jy begin kies en sê, ek wil saam in die juk trek. Ek wil saam hierdie stryd aangee teen die vyand. Ek wil saam begin om God te dien. Ek wil minder, ons het daar gelees van, amper vat ek die mikrofoon om hier te praat. Want die koninkryk van God bestaan nie
in woorde nie, maar in krag, in werke. Ek en jy moet begin die werk doen wat by die bekering pas. Dit help nie om mooi stories te vertel en eendag as ek groot is, gaan ek dit doen en ek gee 10de vir die kerk en ek gee vir die armes kos en ek gaan so af en toe kerk toe. Kragdadig moet ek en jy tot bekering kom. Kragdadig moet ons die wil van God begin doen. Kragdadig moet ons opstaan in oorwinning deur die krag in die bloed van Jesus Christus en die krag van sy Heilige Gees in Jesus naam. Amen. Here, die vraag is, wanneer gaan ons wat sê ons dien Jesus Christus, wanneer gaan ons wat sê ons is kerksmense, ons behoort aan die evangelie, wanneer gaan ons kies, reg kies, om God te dien, soos die woord van God sê ons moet hom dien, in gees en in waarheid, in Jesus naam, amen. My liewe mens, 072 577 1196, 072 577 1196. Baie dankie dat jy saam met my by die Braambos was. Ek nooi jou volgende week, selfde tyd, selfde plek, ek en jy. Jy kan ook al die woord kry op WhatsApp. Jy sê net, maak my deel van Jesus by die Braambos. Jy stuur jou dorp waar jy bly en 'n foto van jou, want hier's 13.000 nommers op, hier's 50 Elise. Ek moet daarom weet met wat 'n Elise praat ek. Baie dankie vir elke finansiële bydrae. Baie dankie vir elke gebed. Dit sê vir my alles. Ek en Francis het elke gebed baie nodig. Die aanslag is vel, maar ons staan deur jou gebed en ons getuienis in Jesus naam. Baie liefde, Ben en Francis Loubser, Jesus is Liggemeente Eastvale in Springs. Shalom. Die Here seën u. Amen.